Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 20ste Augustus, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor die dienaars van Christus. Nou as ons hierso in 1 Korintiërs 4 gaan kyk, ek lees vanaf verse 1 tot 5, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is van my geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. En dan 2 Korintiërs 4 verse 5 sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus ontwil. So ons is dienaars van die Allerhoogste God en ons moet doen wat hy van ons verlang. Galasiërs 1 vers 10 tot 12, soek ek dan nou guns van die mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nou nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Onthou, om die mense te behaag, moet jy hulle ore streel, maar wanneer jy hulle sonde uitwys, dan behaag jy God. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Amen. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang nie, of ook geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. En dit is nou Paulus, en wie was Paulus eerste? Saulus. En die Here het hom aangeraak en sy naam verander na Paulus toe. En toe word hy 'n bedienaar van Christus. Halleluja. Ons moet nooit vergeet wie ons is in Christus nie. Ewenal word ons geestelik aangeval, want kyk ons, wanneer jy kind van die Here is, moenie dink die duiwel is baie lief vir jou nie. Nee, hy haat jou. En nou kyk hy hoe hy jou kan vernietig en hoe hy kan mense op jou pad plaas om so bietjie jou, kom ons sê, jou hok te ruk, nee, en so bietjie jou te rattle. Maar ons staan vas in die gees. Hoekom? Ons is sterk, ons is vreesloos, ons is beskermd onder die bloed van die lam, en ons is van koninklike afkoms. Hoekom sê ek so? 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Eens was ons duisternis, maar nou is ons lig. Hoekom? Want die Here het ons na die lig toe geroep, en hy het ons kom reinig, hy het ons kom skoonmaak. Dit wat nie van hom af is nie, het hy verwyder uit ons lewens uit. En nou is ons 'n priesterlike koninklike priesterdom in sy koninkryk, en ons verkondig sy woord tydig en ontydig, en ons help ander mense en ons vertel hulle. Weet jy, dit waarmee jy besig is, natuurlik op 'n mooi manier. Dit waarmee jy besig is, Spreuke sê, die weë waarop jy is, dit lyk of vir die regte wees, maar eintlik is dit die weë van die dood. En die weë van die dood, jy's geskryf vir ewig in 'n ewige vuurpoel van hel en vuur. Kom ons kies die Here, kom ons kom tot bekering en ons vra die Here om ons te help. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons dienaars van 'n almagtige God kan wees. Here, dankie dat ons u woord kan verkondig. Here, dankie dat ons vir ander kan sê, weet jy wat, Jesus het jou so lief. Hy wil nie hê dat enige mens in die verderf moet kom nie, maar dat ons almal tot bekering moet kom. Hom sal aanroep en hom sal dien in gees en in waarheid. Here, dit is my begeerte vir elke mens, Here, dat hulle nie sal kies vir 'n ewige vuur nie, maar dat hulle u sal kies in 'n ewige lewe, vol van lag en vol van vreugde en vol van vrede. Ons loof u, ons prys u, ons eer die groot en heilige naam, Here, dat u mense nog nader trek na u toe. Is ons gebed in Jesus naam. Seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.